Hartlike goeiemôre en welkom ook aan ons online kykers. Ons is nou in die 5de week van die Kruispad reeks en ek wil julle aanmoedig dat julle dit sal volg op ons YouTube kanaal en 'n deel sal maak van julle stilte tyd. Nou ek wil julle uitnooi vanoggend om bietjie terug te dink aan 'n persoon wat 'n verskil gemaak het in jou lewe. Iemand wat jou raak gesien het. Iemand wat dalk vir jou hoop gegee het. Iemand wat jou aangemoedig het of dalk iemand wat 'n lig was in jou lewe in 'n donker tyd. En ek hoop soos ek nou praat dat julle aan daai persoon kan dink. Dalk was dit iemand wat jou herinner het aan God se roeping, wil en plan vir jou lewe. Vir my persoonlik was daai persoon pastoor Braam gewees. Ek onthou dit nog so goed, dit was in die einde van 2016 en ek sit in sy kantoor en hy herinner my van God se roeping oor my lewe. Ek onthou nog die atmosfeer in die kamer, ek kan nog onthou hoe ons gepraat het, ek kan selfs onthou hoe ek met my vrou daai aand daaroor gepraat het, en ook die gebed, wat ek vir God gebid het. Ek onthou dit soos gister. En hier staan ek vandag, in God se roeping in my lewe, net oor een persoon, wat my raak gesien het. En dit herinner my, vroeg in Jesus se bediening, in Matteus 5, 6 en 7, by sy bergrede. Wie van julle ken die bergrede? Waar Jesus klomp belangrike dinge bespreek, van hoe om te bid. Hy praat oor egskeiding, hoe om te vas. Hy praat oor die skatte in die hemel. Hy waarsku ons oor valse profete, hoe om die armes te help. Regtig waar 'n mooi en belangrike gedeelte in Jesus se bediening en ek wil julle aanmoedig om dit te gaan lees, om dit deel te maak van jou lewe. Maar dan kom hy en hy sê 'n baie bekende gedeelte en ek dink ons lees dit so maklik verby. En hy sê in Matteus 5 vers 13 en Matteus 5 vers 14, waar hy sê, julle is die sout vir die aarde. Julle is die lig vir die wêreld. En wat ek julle wil uitwys hier is dat God roep jou nie om die sout en die lig te wees nie. Hy sê, jy is die sout en die lig vir die wêreld. En reg deur Jesus se bediening op pad na die kruis, wys hy vir ons hoe om die sout en die lig te wees. Hy wys vir ons hoe om mense raak te sien, hoe om mense lief te hê en hoe om deernis te bewys. Maar wanneer ons praat oor die sout en die lig vir die wêreld, dan dink baie mense dit gaan oor net om reg te lewe. Maar nee, dit gaan oor om lief te hê, soos wat Jesus lief gehad het. 'n bonatuurlike liefde wat vir die wêreld nie sin maak nie. Jesus sê vir ons, ons is die sout, ons is die lig vir die wêreld. Maar hoekom sout? Sout maak alles beter. Sout en botter. Ek het vir AI gevra om my 2 prentjies te gee van 2 steaks. Een met sout en een sonder sout. Nou jy kan nou nie eintlik die verskil sien tussen die 2 steaks nie. Maar ek kan jou beloof, as jy dit gaan proe, dan gaan jy agterkom wat sê een net sout en wat sê net nie sout nie.
Maar hoekom sout? Hoekom gebruik Jesus sout van alle dinge as 'n voorbeeld? Want sout werk net wanneer dit in aanraking kom met iets. Wanneer dit in aanraking kom met iets, dan is daar reaksie. Maar sout, net op sy eie, op 'n kassie, het eintlik geen doel nie. Dit lyk net mooi daar. Maar dit kom in dit werk, wanneer dit in aanraking kom met iets, dan is daar 'n reaksie. En dieselfde so met lig. Hoekom lig? Want lig werk net wanneer dit donker is. Lig breek die donker. En toe Jesus op die bergrede vir sy mense gesê het om die sout en die lig te wees hier op aarde, min het hulle geweet dat hy vir hulle op verskeie maniere en op verskeie plekke gaan wys hoe dit gedoen moet word. En een van die maniere hoe om die sout en die lig te wees hier op aarde, is om mense raak te sien, om hulle nie te vermy nie. En wat ek is so lief vir die Bybel, in Matteus 5, 6 en 7 gee hy die bergrede, en in Matteus 8, toe Jesus van die berg afloop, kom daar 'n melaatse man na hom toe. Nou die van julle wat nie melaatsheid ken nie, dit was 'n ernstige oordraaglike siekte, en almal het jou vermy. Niemand wou niks te doen met jou nie. Selfs jy was verbân gewees om in die tempel in te gaan. Jy mag nie kerk toe gegaan het nie, dit is die kerk van daai tyd. Maar hier kom Jesus en hy doen die teenoorgestelde. En hy raak hom aan, en hy word gesond. Hoekom? Want hy wil. Lees saam met my in Matteus 8 vers 3. Toe steek Jesus sy hand uit, en hy raak hom aan en sê, ek wil word gesond. Ek wil, sê Jesus. Dit my herinner, Pastor Dion het my eendag so mooi verduidelik, hoe die Heilige Gees met hom gewerk het, met 2 woorde ook. Ons almal ken Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir jou beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie, 'n toekoms en 'n verwagting. 'n Baie mooi gedeelte. En ons almal fokus altyd op die voorspoed en die teëspoed, die toekoms, die verwagting. Maar die Heilige Gees werk met Pastor Dion daai dag, en hy sê vir hom dit, ek weet waardeur jy gaan. Ek weet waardeur daai persoon gaan. Ek weet waardeur daai gesin gaan. Ek weet. En so ook was hierdie skrif my ook so 'n mooi blessing, waar Jesus sê, ek wil. Die boodskap vertaal en praat van, ek wil dit graag doen. My vraag aan jou vanoggend is, wie is die melaatse persoon in jou lewe? Die persoon wie jy dalk vermy. Dalk is dit 'n kollega by die werk, 'n ex-man of 'n ex-vrou dalk. Dalk is dit iemand in jou huishoud. Ek het die vraag gevra by ons huishoud Woensdag aand, en ek kon letterlik sien hoe party van hulle warm raak onder die kraag, hoe kwaad hulle is vir daai persoon. Sien, ware deernis vir iemand is nie 'n plig nie. Dis 'n karaktereienskap van Jesus wat nie net wegloop nie, maar wat nader sal loop en sal aanraak. Nog 'n mooi gedeelte van Jesus se journey op pad na die kruis was die blinde man. Wie van julle ken die verhaal van die blinde man? Bartimeus. Almal vermy hom, hoekom? Want hy was 'n bedelaar en hy was blind.
En Jesus loop verby hom en hy skree uit, Jesus, seun van Dawid, ontferm U oor my. En Jesus se disippels hou hom stil, maak hom stil. En weer eens kom Jesus en hy doen die teenoorgestelde. Lees saam met my. In Markus 10 vers 49. Jesus het gaan staan en gesê, roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê, hou moed, staan op, hy roep jou. Het jy dit al vir iemand gesê in jou lewe? Hou moed, staan op, God roep jou. Dalk vir daai melaatse persoon in jou lewe. Dalk kan jy vir hom of vir haar sê, hou moed, staan op, God roep jou. En wat vir my merkwaardig is van die blinde man is dat Jesus was op pad iewers heen. Hy was op pad na die kruis. Hy was op pad na sy dood. Maar steeds het hy gestop om iemand te help. Wie van ons is altyd op pad iewers heen. Ons is op pad na die volgende afspraak. Ons is op pad na die meeting. Ons is op pad na spraakterapie toe. Ons is altyd op pad iewers heen. En ons ry verby 'n wêreld en ons loop verby 'n wêreld wat uitroep na God en ons wil nie vir hulle stop nie want ons is altyd op pad iewers heen. Ek wil jou uitnooi vanoggend om toe te laat dat jy jou kalender kan edit, 'n inskrywing kan maak vir jou kalender vir tye om te stop en om iemand te help. Ek deel hierdie met my huisel ook. En een van die ouens gee hierdie mooi getuienis waar hy 'n ou vriend van hom langs die pad gekry het. Totaal en al verslaaf op dwelms. Heeltemal buite sy verstand op daai oomblik. Hy ry huis toe en hy en sy vrou maak 'n kosblik vol toebroodjies. En hy ry terug na die man toe en hy gee dit vir hom. Jare na die tyd, jare, ek dink hy het gesê 7 jaar na die tyd, het die man na hom toe teruggeloop, eie besigheid, baie suksesvol in die lewe, en hy het hom gesê, daai dag het jy my lewe gered. En hy het gestop, hy het hom raak gesien. Nog 'n mooi gedeelte met Jesus op pad na die kruis was Saggeus of Saggeus. Kom ons sê Saggeus. Wie van julle ken hom? Klein mannetjie syndroom. Almal het hom vermy. Hoekom? Want hy was 'n tollenaar gewees. Hy was die hooftollenaar. Mense het weggekruip toe hy in die kamer inloop. Want hy was ook 'n skelm gewees. Hy het mense se geld gesteel. En wat doen Jesus? Weereens, hy doen die teenoorgestelde. En hy nooi homself na Saggeus se huis toe. En dis hoe die wêreld reageer en dis hoe Jesus reageer. Altyd twee heeltemal verskillende goed. Lukas 19 vers 7 is hoe die wêreld gereageer het. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Jesus reageer anderste. En hy sê, vandag het daar redding in hierdie huis gekom. Vandag was iemand gered gewees. Waar almal hom vermy het Jesus homself genooi. En daar het redding gekom. Jy sien, ware deernis is om na mense te kyk, soos hoe God na hulle kyk. Is om na die wêreld te kyk,
hoe God na die wêreld kyk. En hoe het God na die wêreld gekyk? Hy het 'n stikkende en gebroke wêreld gesien wat ver van hom af is. En die enigste oplossing was om sy seun te gee. Ons almal ken dit. So lief het God die wêreld gehad, dat hy die enigste gebore seun gegee het, sodat die wat in hom sou glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Jesus sê, ons is die sout en die lig. En dit gaan baie meer as om reg te lewe. Dit gaan oor om lief te hê, soos wat Jesus lief gehad het. Om nader te loop, soos wat Jesus nader geloop het. Om te stop, soos wat Jesus gestop het. En om aan te raak, soos wat Jesus aangeraak het. En Jesus is die uiteindelike voorbeeld vir ons elkeen van hoe om die sout en die lig te wees. Hoekom? Want hy het dit alles gedoen uit liefde uit. En Paulus verduidelik vir ons liefde so mooi in 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 2. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende geluid geword. Al het ek die gawe van profesie, en al ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te besit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Die boodskap vertaling verduidelik dit so mooi, waar hy sê, die geestelike gepraat, vir die Here klink daardie geestelike gepraat, daarna niks anders nie as 'n geraas, soos iemand wat teen 'n yster kap. Jy sien, die Fariseërs het die wette geken, maar daar was geen liefde nie. En vir die Here, ek hou nie van geraas nie, so ek gaan dit nie baie doen nie. Maar vir die Here is dit net geraas. Jy kan 'n profetiese woord vir iemand gee, maar as dit nie doen uit liefde uit nie, dan klink dit net vir die Here soos geraas. Jy kan 'n teologiese graad hê en jy kan die mense bedien met woord, maar as dit nie doen uit liefde uit nie, dan is dit net geraas. En my vraag aan jou vanoggend is jy die sout en die lig vir die wêreld, of maak jy net geraas? Is jy in kontak met mense? Stop jy? Raak jy aan? Of is jy maar net die sout op die kassie? Soos wat Annika vanoggend gesê het, jy gaan net deur die motions. Jy kyk dinge van 'n kant af, jy hou die stoele warm. Dan is daar geen doel, behalwe as om net mooi te lyk nie. Maar wanneer jy in aanraking kom met iemand, dan is daar reaksie. Dan gebeur daar ietsie. Is jy daai persoon wat sal stop en sal vra, waarmee help ek jou? Hoe kan ek vir jou bid? Moet my nie sê, jy is 'n gelowige nie. Wys vir my, jy is 'n gelowige. Deur om die sout en die lig te wees hier op aarde. Kom ons bid saam. Jy sit ook hier vanoggend en jy sê vir my son, ek is daardie man, ek is daardie man of vrou wie almal vir my. Ek roep uit na Jesus. En mense hou my stil. My grootste begeerte is om Jesus te beleef.
Ek wil vra, as jy vanoggend Jesus wil beleef, om jou hand op te steek saam met my. Dalk sit jy ook hier vanoggend en sê vir my son, ek ken nie hierdie Jesus nie. Ek het al van hom gehoor, ek sit die stoele warm, en vandag roep Jesus my, om die sout en die lig te wees vir hierdie wêreld. Sê vandag ja wil sê vir Jesus, en jou verhouding met God wil regstel vandag, wil ek vra, dat nie net jou hand sal opsteek, maar dat hy saam met my sal staan, terwyl almal se oë toe is, en vandag ja te sê, vir God, vir Jesus, staan saam met my. Maar Vader, ek dankie, dat U die uiteindelike voorbeeld vir ons is, van hoe om die sout en die lig te wees hier op aarde. Here, dis nie 'n roeping nie, dis wie ons is. Ons is die sout en die lig hier op aarde. En ek vra dat die Heilige Gees ons sal lei en ons sal help, om die verskil te wees in iemand se lewe, om te stop, om aan te raak, en om vir hulle te bid, en 'n verskil te maak daar buite. En ons dankie daarvoor. Amen. Ek sit en lees vanoggend hierdie skrif en ek wil dit graag met julle deel. En dit is 'n seëngebed, maar dit is nie die seëngebed wat ek vir jou wil doen nie. Ek wil dit bietjie ontleed en bietjie meer daaroor praat. En dit sê, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. En as daar bovenvat wat sê, the Lord bless you and keep you, dan sê the Lord makes his face shine upon you. Ek dink nie jy besef regtig wat dit beteken nie, want toe Jesus op die kruis gehang het en die sonde op homself geneem, sê die woord, God die Vader het sy gesig weggedraai van Jesus af. Because he doesn't look at sin. Hy het Jesus nie anders te hanteer as wat hy jou sou hanteer nie. God dra sy gesig weg van sonde af. Die feit op hierdie seëngebed dat hy sê, the Lord makes his face shine upon you, beteken hy wil vir jou kyk, hy wil jou seën, hy wil jou bless, hy is verlief op jou. Dan sê hy, the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Nou daai countenance, gaan lees ek gou 'n stukkie daaroor, van wat daai countenance regtig beteken, en dit sê, in the Bible, countenance refers to a person's face, his facial expression or overall look, which serves as an outward reflection of the inner emotional or spiritual state. It often symbolizes a person's character, his mood, such as joy, sorrow, or anger. Or when referring to God, his divine power, his presence, and his grace. Is dit nie mooi nie? Want dis wie God die Vader is. Dis wanneer hy sy gesig na ons toe draai en hy sien nog steeds die foute, draai nie sy gesig van ons al weg nie. Hy kies nog steeds om grace te wys, nog steeds om mercy te wys, en ons te uplift, en ons te redeem, en ons te restore. Amen? Kom ons staan as gemeente, ek wil graag 'n seëngebed oor jou doen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. My Vader, ek bid dat U in hierdie week wat voor lê, by elke persoon sal stilhou. Dat U elke hand sal vat.
dat U elke besigheid, elke verhouding, elke huwelik wat strein vat, sal kom restore. Ek bid vir U seën, ek bid vir U lig voor ons voete, Here. Ek bid die gees van divisie om gebind te word in die naam van Jesus. Ek bid dat U ons sal lei in waters vol strome. Ek bid dat U liefde en vrede in ons harte sal hê. Mag met U met ons wees in die week en ons gee vir U al die eer en al die lof. Amen.